Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete se aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en ek sien so uit om saam met jou vandag te kuier. Terwyl ons gesels uit die Bybel uit nogal oor baie besonderse woorde wat Jesus gegee het om my en jou aan te moedig. Maar voordat ons saam kuier oor die Bybel en uit die Bybel uitkom, ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat ons so kan tyd eenkant sit en hierdie vertroue kan hê dat U in ons is, dat U met ons en vir ons is en dat U besig is, nie net in ons lewens nie, maar in hierdie wêreld. En dat die goeie werk wat U begin het, is U getrou om te voltooi. En vandag, Here, kom ons in daai vertroue na U toe en ook na mekaar toe. Ons bid dat U met ons sal praat. Ons bid dat U Gees U woorde sal gebruik en dat U dinge in ons sal wakker maak vir die eer van die naam van Jesus. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, jy het dit seker ook die week baie gehoor, kan nie glo dis al Desember nie. Dit is die eerste Sondag in Desember, kan jy glo? Iemand sê, laas jaar die tyd was dit nog September. Die tyd het baie vinnig verby gegaan, maar hier aan die einde van die jaar is dit mos 'n besonderse tyd van die jaar. Vir ons is dit Doxadeo Tuinroete, familie, is dit 'n tyd wat ons eenkant sit en terugdink oor die jaar wat so ver verby is. Terugdink aan die Here se goedheid en ons dank aan hom bring. Ons het verlede Sondag ons spesiale dank en geloofoffer Sondag gehad. Wat 'n besonderse geleentheid. Ek hoop jy kon deel wees van dit. 'n Tyd wat ons dankbaarheid na die Here toe bring en ons vertroue in hom stel vir die jaar wat voorlê. En as deel van ons dankbaarheid en vertroue offer, het ons natuurlik ook ons dankoffer, 'n finansiële offergawe. Ons noem dit ons Generosity Fonds, waaruit ons al ons prosesse en projekte deur die jaar in ons gemeenskappe befonds. Alles wat ons doen om die Here se goedheid, nie net in die gemeente met die gemeente nie, maar ook deur die gemeente met ons omgewing te deel. Daai word befonds uit ons dankoffer uit. En ons is dankbaar vir hoe die Here ons as 'n gemeente gebruik. Ons vier dit ook in hierdie tyd. Maar ons moet ook onthou, dis nie net ons gemeente nie. Deur die hele wêreld is die mense wat in Jesus glo besig met generosity, vrygewigheid. Ek het sommer net gaan kyk, 4 groot Christelike organisasies. In 'n jaar se tyd saai hulle ongeveer $8 biljoen. En dis net die geldwaarde. Dan is dit nie eers al die mense wat vrywillig hulle tyd en energie gee nie. Ek kyk na een leier vir wie ek nou baie respek het, se gemeente. In die jaar wat verby is, meer as $7 miljoen gesaai in hulle omgewing. En so is daar miljoene en miljoene ander voorbeelde van die kerk van Jesus, wat deur vrygewigheid 'n impak in hierdie wêreld maak. Ek lees in die week van Habitat for Humanity, hulle storie. Klein plaasie waar mense wat in Jesus glo gewoon het en gesels het oor 'n droom. 'n Droom om huisvesting te kan gee vir mense wat dit nie kan bekostig nie. Mense wat arm is te help om hulle eie huise te bou. En daai droom het oorgegaan in 'n organisasie wat vandag betrokke is in al 50 state in Amerika en in 70 lande in die wêreld. Miljoene mense se lewens is al hierdeur geraak. Ek dink eers iets soos 1.5 miljoen huise is al deur hierdie organisasie gehelp bou
vir mense wat dit nie sou kon bekostig nie. Groot impak reg oor die wêreld. Impak wat baie keer, meeste van die tyd, nie die voorblad nuus haal nie, want dis nie hoekom ons dit doen nie. Ons doen dit nie om deur mense gesien te word nie. Ons doen dit as gevolg van Jesus en ons doen dit vir en saam met Jesus. Dis wie ons is. En vandag wil ek 'n bietjie saam met jou kuier, terwyl ons in hierdie seisoen van welwillendheid is. Saam met jou kuier oor baie bekende en belangrike woorde van Jesus, wat hy gesê het om ons juis aan te moedig tot 'n lewe van liefdadigheid, vrygewigheid en diensbaarheid en gebed. Hoekom moet ons aanmoedig? Hoekom moet hy ons aanmoedig? Hoekom moet ons mekaar aanmoedig? Ons het dit hierdie jaar geleer uit Hebreërs uit. Hebreërs 10 vers 24, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Hoekom is dit nodig dat ons mekaar aanmoedig? Vriende, want jy weet, ek weet, baie keer is die stemme in die wêreld so hard, en dit smokkel partykeer met ons koppe, en ons begin dink, die lewe gaan oor wat ek kan by mekaar maak. En Jesus het gesê, dis saliger om te gee, as om te ontvang. En dis hoekom ons mekaar moet herinner aan Jesus en sy woorde, want partykeer smokkel die wêreld met ons koppe. So ons moet mekaar aanmoedig, en ek wil vandag 'n bietjie saam met jou kuier, terwyl ons kyk na woorde wat Jesus gegee het, om ons aan te moedig. Hy praat hier oor mense wat onder andere liefdadigheid doen en bid, maar hulle doen dit om gesien te word deur ander mense. En hy sê dan, as dit is hoekom jy dit doen, om gesien te word, is dit al wat jy gaan kry. Jy gaan deur ander mense gesien word. Jy gaan 'n bietjie eer kry van ander mense. Teenoor dit, liefdadigheid en bid en allerlei dinge wat gedoen word, want as jy liefdadigheid en bid doen om gesien te word, dan gaan jou lewe seker maar daaroor om gesien te word. Teenoor dit moedig Jesus ons aan vir 'n ander tipe lewe. Hoor wat sê hy oor liefdadigheid. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En dan dieselfde woorde oor gebed. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Hoor wat sê Jesus, hy sê nie as jy liefdadigheid doen nie, of as jy bid nie, hy sê wanneer. Wanneer jy bid. Met ander woorde, dis vanselfsprekend dat ons dit gaan doen. Liefdadigheid en gebed, dis wie ons is. En dan hierdie woorde, treffende woorde van Jesus. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Aan die een kant verstaan ons wat Jesus hier bedoel, nee? Ons verstaan van diewe hier in Suid-Afrika, ons verstaan van roes hier by die see, motte, dit was seker maar hengse vismotte, ek weet nie, maar die tydelike dinge vergaan. En as dit al is waaroor jou lewe gaan, dan gaan jou lewe ook so 'n tipe lewe wees. Teenoor dit sê Jesus iets wat baie mense al baie de mekaar gemaak het. Maak vir jou 'n skat in die hemel bymekaar, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat beteken dit om 'n skat in die hemel op te bou? Onthou jy toe ons gesels het oor Paulus wat in die tronk sit en die gemeente wat hierdie groot som geld vir hom gestuur het om hom te versorg, het ons baie dieselfde tipe idee gekry. Paulus sê vir hulle, dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die opbrengs op julle belegging toenemend sal groei. Wat is hierdie skat in die hemel? Hierdie belegging wat 'n opbrengs lewer. Party mense laat dit klink asof Jesus met 'n geweldige bouprojek in die hemel besig is. Jy weet, alles wat ons hier op aarde doen is soos materiaal wat ons vir hom aanstuur en dan bou hy nou vir ons 'n mansion daar in die hemel.
Is dit net vir een dag? Is dit wat Paulus begeer, dat daar eendag iets sal wees waarna ons kan uitsien? Is dit hoe Jesus ons aanmoedig? Daar's definitief 'n toekomselement en miskien sal ons tyd hê om bietjie iets oor dit te sê. Maar dit is definitief nie al nie. Jesus sê dit self, toe Petrus vir hom sê, Here, ons het alles gelos en jou gevolg. Toe sê Jesus vir hom, Lukas 18, ek sê vir julle, daar's niemand wat ter wille van die koninkryk van God, huis, en dan maak hy 'n hele lysie van dinge agtergelaat het, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie. Dis 'n belegging wat nou al 'n opbrengs lewer. 'n Skat in die hemel gee nou al nuwe betekenis aan jou lewe. Waarvan praat Jesus? En miskien sal dit goed wees as ek en jy net 'n tree teruggee en vra, wat bedoel Jesus as hy van die hemel praat? 'n Skat in die hemel. En miskien kan dit na 'n vreemde vraag klink. Maar ek sal jou wil uitnooi om hieroor te dink, want vir my was dit so, vir baie lank, vir die grootste deel van my lewe, het ek 'n idee gehad oor die hemel, en toe ek uiteindelik ontdek wat Jesus bedoel met die hemel, toe besef ek, maar dit verskil. En natuurlik, as ons van Jesus verskil, dan moet ons op sy bladsy kom, né? Want hy wil ons help, hy wil ons leer. Wat het Jesus bedoel met die hemel? Dit klink miskien na 'n simpel vraag, maar ek dink is 'n baie belangrike vraag. En ek wil saam met jou kyk, baie kortliks, na 'n gesprek wat oor iets anders te gaan as die hemel. Maar baie keer as iemand mos iets terloop sê, dan sien jy hoe hulle daaroor dink. So hierdie gesprek is tussen Jesus en die Fariseërs en die skrifkenners, met ander woorde, hulle die Bybel geken. En die Fariseërs en die skrifkenners het 'n manier gehad om, as hulle nou ekstra gewig wil gee aan wat hulle sê, te sweer. Maar dit lyk vir my, want dis van hulle wat Jesus ook praat, as hy sê, dis mense wat bid om gesien te word en liefdadigheid doen om gesien te word. Dit lyk vir my die skrifgeleerdes en die Fariseërs wou mense heeltyd beïndruk. So hulle het anders gesweer as ander mense. Hulle het gesê, nee, ons sweer net by die altaar nie, ons sweer by die offer op die altaar. Hulle het gesê, ons sweer nie net by die heiligdom nie, die tempel, ons sweer by die goud in die heiligdom. Nou, moet nou nie worry oor die swerery nie, ons gaan nie daaroor praat nie, maar luister na Jesus se opmerkings oor hierdie goed wat hulle sê, en die opmerking wat Jesus dan oor die hemel maak, want hulle het ook by die hemel gesweer. Hoor gou wat sê Jesus. Hy begin by die altaar, hy sê, blindes, wie is belangriker, die offergawe of die altaar wat die offergawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer by alles daarop. Ons gaan nie nou oor die swerery worry nie, okay? Jesus in elk geval sê, moenie sweer nie. Laat jou ja wees en jou nee, wat meer as dit is gevaarlik. Dis uit die bose uit. So moet nou nie dink oor die sweer. Hoor Jesus se redenasie. Daar's twee goed wat saamgaan, die altaar en die offer. En as jy by die een sweer, by die altaar sweer jy by alles. En dan sê hy dieselfde van die tempel. Hulle sê, ons sweer nie by die heiligdom nie, ons sweer by die goud in die heiligdom. Hy sê, wie sweer by die heiligdom, sweer daarby en by hom wat dit bewoon. Die twee gaan saam. Baie interessant dat Jesus oor die heiligdom, die tempel praat as God se woonplek. Met die skrifkenners wat die Bybel ken. Want dit is hoe dit in die Bybel is. Nou wat is die hemel dan? Volgende sinnetjie. En wie by die hemel sweer, sweer by die troon van God en by hom wat daarop sit. Vriende, dwars deur die Bybel. Jesaja kyk in die hemel in. Johannes kyk in die hemel in. En wat sien hulle? Die troon van God. Ek onthou baie jare terug, moes ek 'n skriflesing gebed doen om die raadsvergadering te open hier by ons munisipaliteit en ek is daar in die raadskamer, die chambers, council chambers, indrukwekkend, al die swaar hout meubels en die
trone, né, daar waar die speaker sit en die burgemeester en die onderburgemeester, indrukwekkend. En om een of ander rede het ek nou daai dag gekies om 'n gedeelte uit Openbaring uit te lees, waar Johannes in die hemel inkyk. En ek het soveel geleer daai dag. Toe ek daar sit in hierdie indrukwekkende kamer en ek lees Johannes wat in die hemel inkyk en die troon van God sien en ek besef, dis die tipe plek wat die hemel is. Dis soos hierdie, net baie meer, want dis die troon van die heelal. God en sy counsel, hy sien die ouderlinge, hy sien die lewende wesens, God en sy counsel, God wat op die troon sit en sy counsel. Die hemel is God se troonkamer. En onthou nou, die evangelie wat Jesus aangekondig het, die goeie nuus, Markus 1, vers 15, tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wat is die goeie nuus? God se hemelse koninkryk het nou na ons wêreld toe gekom. Dis in al die evangelies, Matteus 4 sê dit ook, vers 23. Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. Wat is die goeie nuus wat Jesus aankondig? God se hemelse troon, sy hemelse koninkryk het nou na hierdie wêreld toe gekom. Hoe? Want die koning is hier. Jesus. So as Jesus praat oor 'n skat in die hemel, moet dit te doen hê met God se troon, sy heerskappy en die goeie nuus dat sy koninkryk nou na ons wêreld toe kom. 'n Mens wat sy of haar lewe belê in die hemel, is 'n mens wat hulle self gee vir die goeie nuus van God se koninkryk. Kan ek jou uitnooi om bietjie saam met my verder hieroor te dink? Want daar's 'n element van misterie. En party mense as hulle die woordjie misterie hoor, dan dink hulle, "Ag, hier gaan ons alweer." Toe high to come by, het my ma altyd gesê. Maar vriende, die misterie waarvan Paulus praat is nou geopenbaar. Met ander woorde, God wil hê ons moet dit op 'n manier ken. En ek kan dinge ken al verstaan ek dit nie, né? Ons almal weet dit. Ek verstaan nie, hoe werk dit? Dat ek hier 'n WhatsApp tik en onmiddellik kry my vriend in Australië dit. Hoe werk dit? Ek verstaan dit glad nie en quite frankly, ek stel ook nie belang in hoe dit werk nie, solank dit werk. Daar's 'n misterie wanneer dit kom by 'n mens se lewe wat belê word in die hemelse, die koninkryk van God wat besig is om te kom. En een van die maniere wat ons al baie gesels het oor die misterie, is die gedig wat Paulus oor Jesus self skryf. Hy sê, deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare. Daar's 'n sienlike lewe en 'n onsienlike lewe. En die twee was bedoel om saam te werk. Dis hoe die gedig verder gaan. Dat God het deur wat Jesus kom doen het, deur sy bloed aan die kruis, alles in die hemel en alles op die aarde met homself versoen. Die twee kan nou weer saamwerk. Daar's 'n misterie. Daar's 'n onsienlike deel en 'n sienlike deel. En Jesus, dwars deur Matteus 6, roep hy mense op om nie net te lewe vir die sienlike nie. Want as jy net lewe vir die sienlike, is dit al wat jy gaan sien. Dis waar jou hart gaan wees. En daai tipe lewe, hoe die psalms onthou jy gesê, is 'n lewe soos kaf. Want die sienlike goed gaan verby, dit gaan tot niet. Dis 'n lewe wat wegwaai, dit het min betekenis, dis 'n lewe wat geweeg is en te lig bevind is. Dis lig in die broek, daai lewe, teenoor dit. Roep Jesus my en jou, om ons lewens te belê met 'n vertrekpunt, nie die sienlike nie, die onsienlike, die koninkryk van God. Hoe het Jesus gesê? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek beteken nie dis weg nie, dis die goeie nuus, die koninkryk is hier, dis net nie
sienlik nie. En nou word ek en jy opgeroep en aangemoedig deur Jesus. Belê jou lewe in die onsienlike. Beteken dit dat die sienlike nie belangrik is nie? Natuurlik nie. Die sienlike is geweldig belangrik. Hoekom sal Jesus God se koninkryk na die sienlike toe bring as dit nie belangrik is nie? Hoekom sal Jesus sê, ouens, moenie so worry oor wat julle gaan eet en aantrek nie. Kyk bietjie na die voëls, die sienlike. Het jy gesien hoe vet en gelukkig is die voeltjies? Lekker sing hulle. Vader weet, julle is meer werd vir hom en hy gaan vir julle sorg. Hy weet wat julle nodig het. Kyk na die blommetjies. Vandag is dit daar, môre is dit weg. Kyk hoe mooi trek God hulle aan. Is die sienlike nie vir God belangrik nie? Natuurlik is die sienlike vir hom so belangrik, laat hy mens word om sy koninkryk hiernatoe te bring. Maar dis die punt. Dit begin by die onsienlike. En Jesus roep ons op om ons lewe te belê, nie net om gesien te word deur mense nie, want al wat jy dan gaan hê, is die eer wat van mense afkom. Jesus sê, ons Vader is in die verborgenheid, die onsienlike, die hemel. En ons lewe moet ons belê, hoe? Deur liefdadigheid, diensbaarheid, deur gebed, in 'n gemeente, in ons gemeenskap. Ons belê ons lewens en daai belegging bring 'n opbrengs. Daai skat doen iets aan 'n mens se lewe. 'n Mens wat sy of haar lewe belê in die koninkryk het 'n ander betekenis. 'n Mens se lewe kry 'n ander betekenis. Ek hou van die Engelse woordjie meaning, want dan kan jy baie maklik sê meaning comes when something is a means to an end. Dis meaning. Meaning is nie in die ding nie. Meaning is as die ding 'n middel tot 'n doel word. Jesus het dit vir my en jou moontlik gemaak om die grootste doel te hê. God se koninkryk. Dit wat nou in hierdie wêreld aan die gang is. Die grootste projek waarmee God besig is. Sy koninkryk wat besig is om te kom deur koning Jesus. En jy kan jou lewe nou daarin belê. Al die sienlike dinge kan nou 'n means to an end word deur diensbaar te stel aan die koning. En dan kry al die sienlike dinge nuwe betekenis, onsienlike betekenis, 'n gewig. Het is vir my moeilik om dit te beskryf. Maar as ek dink aan die betekenis in iemand se lewe, wat hulle lewe belê in die koninkryk, kom die woordjie gewig by my op. Onthou jy in Psalm 3? Psalm 1 en 2 beskryf ons nou die lewe wat God vir ons in Christus gee. Ons is soos 'n boom wat geplant is, ons dra vrugte, Psalm 1, vir die koning en sy koninkryk, Psalm 2. Wat doen ons as die lewe nie is soos Psalm 1 en 2 nie? Ons stel ons vertroue in die Here. Maar onthou jy wat Dawid gebid het? Here, U is my eer, my glory, my heerlikheid. Die Hebreëse woordjie vir heerlikheid is gewig. Daar kom 'n goddelike gewig aan iemand se lewe. En dis 'n misterie. Dit verskil van individu tot individu, want ons persoonlikhede en talente en gawes en lewe en ervaring verskil. Maar wanneer ek my hele mens wees in diensbaarheid stel van die koninkryk, kom daar 'n goddelike gewig aan my lewe. 'n Goddelike betekenis. U is my eer. En vriende, hier aan die einde van die jaar, waar baie mense mos worry oor hulle liggaamlike gewig. Grappie, maar dit is so. Baie dinge hier aan die einde van die jaar gaan net oor die sienlike. Hier aan die einde van die jaar wil ek veel vraag vra. Daar's 'n ander tipe gewig wat jou lewe kan hê. 'n Gewig, 'n hemelse gewig. As jy dit belê in die koninkryk. En hoe gaan dit met jou belegging? Kom ons sê net gou dadelik wat dit nie is nie. Dis nie ek en jy wat iets verdien nie. Ons verdien nie. Jesus sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies.
Jesus, deur sy genade, deur sy krag, deur sy dood en opstanding, deur sy gees, het hy ons, my en jou wat in Jesus glo, deel gemaak van hierdie grootste goeie nuus. God se koninkryk is besig om te kom. Ons het nou deel, hoe sê Hebreërs, ons het vrye toegang tot die troon van genade. Ons is deel van God se heavenly chambers, sy raad, sy council. Ons kan met hom praat oor dinge in sy wêreld, sodat sy koninkryk kan kom. Ons lewens is bedoel om gewig te dra, en het niks met verdienste te doen nie. Dis wat Jesus vir ons kom gee het. Hy het ons kom ruk, hy het ons kom roep uit 'n betekenlose, sinlose lewe, gewiglose lewe, na 'n lewe wat saak maak en sin maak. So is nie verdienste wanneer ek en jy ons lewens belê nie. Dit is juis om die genade wat God vir ons gee, te gebruik maksimaal. En te sien hoe dit 'n impak maak, nie net in ons lewens nie, maar deur ons lewens. So ek hoop die vraag ontstel jou nie, maar as dit jou ontstel, is dit miskien reg. Hoe gaan dit met jou belegging? In die onsienlike, in die koninkryk van God. Hoe gaan dit met jou belegging, jou drome oor daai belegging? Ek en jy is nie 'n Petrus en 'n Matteus nie. Ons gaan nie 10-10-1 nie Habitat for Humanity begin nie. Maar in die koninkryk is groot, klein en klein groot. Jesus sê, as jy 'n beker water vir een van die kleintjies wat aan my behoort gegee het, het jy dit aan my gedoen. En natuurlik is daar 'n toekomstige element. Natuurlik, as Jesus vanaand kom en God maak alles finaal nuut, weet jy presies hoe dit gaan wees nie, maar alles wat ek en jy gedoen het in die naam van Jesus, deur die Heilige Gees, om hom te dien, om te belê in sy koninkryk, alles gaan in die nuwe skepping weerspieël. Ek het nie 'n klou dit gaan wees nie, maar dit gaan daar wees. Dit gaan 'n beloning wees. Maar Jesus sê, dis nie net vir een dag nie. Gaan nou al 100 maal soveel terugkry. Hoe gaan dit nou al met jou beleggings? En in hoe mate het jy hierdie jaar gesien hoe daar nuwe betekenis en gewig aan jou lewe, jou gesin se lewe kom, omdat jy julleself belê in en vir die koninkryk. En net vir ingeval jy wonder, is dit regtig so? Dis dan nie die ouens wat die voorblad haal nie, dis dan nie die nuus nie, dis dan nie die myn peanuts in die pakkie hier in ons omgewing nie. Is dit regtig so, dat mense wie se lewens belê word in die koninkryk, 'n goddelike gewig aan hulle lewens het? Kan ek jou sommer herinner aan Matteus? Matteus was 'n tollenaar. Hy was 'n gehate mens. Vandag nog maak hy 'n impak. Kyk hierso. Hier maak hy 'n impak. 1000 en hoeveel 100 jaar later maak Matteus se lewe nog steeds 'n impak, omdat hy Jesus gevolg het. Petrus hulle. Onthou hoe Matteus hierso skryf aan die einde van hierdie preek van Jesus, sê Jesus, as iemand na my woorde luister en dit doen, is hy soos 'n wyse man wat sy huis op 'n rots bou. Daar gaan storms kom, daar gaan allerlei dinge in die lewe gebeur. Ons is nie gevrywaar van dit nie, maar ons lewens gaan so 'n gewig hê dat ons kan bly staan, en nie net bly staan nie, ons gaan 'n huis wees. En dit kan wees soos 'n tempel, 'n persoon en mense wat God se teenwoordigheid in omgewings verteenwoordig. Dit kan ook 'n hawe wees, 'n veiligheid waar mense kan kom skuil. Mense se lewens wat in die koninkryk belê word 'n belegging waar baie mense God se goedheid op praktiese maniere beleef. Dis mense se lewens met 'n gewig. Dink nou maar net aan Petrus. Hier het hy gestaan, hy het geluister, hy het Jesus gevolg. Ons sterk baie keer en sê, in Petrus se tyd, dit lyk of hy onder keiser Nero sy lewe verloor het. In Petrus se tyd het niemand van hom geweet nie. Paar mense, groepies, klein groepies, 20 hier en 30 daar en so reg oor die wêreld. Van daai tyd. Almal het geweet die keiser, die titel van die keiser. Almal het geweet in Petrus se tyd wie's Nero. Nero is die keiser. En vandag, honderde jare later,
maak Petrus se lewe nog steeds 'n impak. Matteus se lewe maak 'n impak. Lank nadat hulle by die Here is. En keiser Nero, niemand weet van hom nie. Niemand nie. Wel, min mense. Ons maak ons altyd die grappie, party mense noem hulle honde, Caesar of keiser en Nero, en hulle kinders, Peter en Paul. As jy wonder of 'n lewe wat belê word in die koninkryk die moeite werd is, kyk na Matteus, kyk na Petrus, kyk na Jesus en sien dat God 'n gewig gee aan mense se lewens. En dit gaan verskil van persoon tot persoon. Maar die Vader wat in die verborgene is en sien, gaan beloon. God gee 'n gewig. En dan vra ek jou, hoe gaan dit met jou belegging? Wat se drome het jy vir volgende jaar? Vat hier vakansietyd. Begin saam met die Gees droom. Hoe kan jy volgende jaar, jy en jou gesin, julle lewens belê en nuwe betekenis kry, selfs in die sienlike, omdat ons lewe vir die koning en sy koninkryk. Die Here seën vir jou.